'n fynsaad diskplanter. En julle sal sien as julle hier rondom my kyk. Ons is nie vandag in die Oeverberg nê, of in die Wes-Kaap nie. Ons is in Mpumalanga. Ek praat met Rinus. Hy gaan my meer vertel hoekom die ouens hierdie kant actually nou ja, die diskplanter deurgetrek het hierso. Wat doen hulle presies, maar meer belangrik, hoe is hy gebou? Hoekom het hy gedoen wat hy gedoen het? En waar pas hierdie besigheid nou in jou pakkie in? Kom ons luister 'n bietjie. Rinus, hoe lyk dit? Hallo André. Nee, baie goed, dankie. Lekker om hier by suksesvolle boere te wees. Praat jy, nee? Ja, Sê vir my, hier agter jou staan. Ek het nou nooit gedink toe ons nou laas jaar die diskplanter daaronder gedoen het, laat daar eers remotely 'n kans is dat hierdie goeters hierbo kan loop nie. ek ook nie. Nee. Ek Wel, ook okay, so ek sal nie alleen gewees nie. Nee. Dis vir my verbasend en Piet het afgekom en gesels met en hy het my gevra maar hy soek so iets. Hy het nou eintlik jou video's gesien en hy kyk na so 'n ding en ek het hom na my boere verwys wat sulke planters het daaronder. En so het hy vasgehaak en hy het gedink dit is sy beste opsie. Daar is tweedehandses wat hy wou oorweeg het, maar hy het gesê nee, hy wil sy eie planter hê, hy wil vol lewe uit hom hê. Wat is die sy hoofbehoefte gewees? Wat wil hy oplos en hoe die planter toe ingepas? Kyk, Piet wil dadelik sodra hy die sojas gestroop het, Ja. wil hy met 'n planter ingaan en sy dekgewasse insit. Hoe gouer hy dit kan doen, hoe minder kans het hy om vog te verloor, want hy gaan na sy soja geoes het, is dit mos die einde van sy reenseisoen. So hy Yes. gaan nou 'n droë winterseisoen in en hy wil daai vog gebruik voordat dit verdamp om die gewas staan te maak. I mean, hier is nou op 'n pivot, want ek meen hy het pivots en droëland. Ja. Maar veral op die droëland, as jy kyk nou, mooi, hy maak hom 'n lekker mat hierso, né? Nee? Ja. So ek meen hierdie ding gaan vir jou mooi vog bewaar. As jy kyk hoe Uitstekend. daaronder. Dis ideaal wat jy soek wanneer jy met minimum bewerking en bewaringsbewerking nodig is. En hierdie vog, hoe langer jy dit kan hou en bewaar en nog met wisselbougewasse kan aanvul, voed jy jou grondlewe soveel meer en jy kry al hoe meer uit jou grond uit, want in die natuur, soos ons sien hier langs die heining, groei daar altyd. Al die verkeerde goed, regte goed, maak nie saak Ja. nie, maar daar groei altyd iets. En dit is wat ons met boerdery nie soos die natuur doen nie. Ons probeer sit 'n gewas in en dan lê die land kaal vir 'n ruk en die natuur wil graag hê daar moet heeltyd iets aktief gebeur in die profil. Solank daar 'n wortel is, dan loop die goede. Ja, en die grond lewe word in stand gehou. En dan so word sy lewe bo aan die grond, sy vee, sy beeste, skape word ook gevoed daardeur wat net so deel is van die biome van die hele grond. En ek reken, sorry ek val in die rede. Ek reken ook in 'n jaar soos hierdie wat die gewasse veral ongelooflik uitdagend is. Gee dit jou daai, noem dit nou maar flexibility om in 'n ander rigting in te gaan as jy 'n ding soos die het. Om jou inkomste aan te vul. Jy moet diversifiseer. Dis baie belangrik. En die vee-komponent gaan nou weer 'n klem kry omdat die graankomponent weer afgaan. Ek stem 100% saam mee, maar nou okay, né? Nee? Dis nou een ding om dit nou te sê, om dit te doen is iets anderster, né? Nee? Want hierdie goed, as jy hom nou so kyk, jy weet baie keer jou gewone planters, jy moet eers wag dat die dinge 'n bietjie verweer voordat jy nou kan met daai planters deurkom. Ja. Waar lê die sukses in hierdie ding? Hoekom kan ek actually in hom plant? Want ek meen hierso het hy nou deurgegaan. Daar kan julle sien hoe lyk hy nou hierso, né? Nee? Ja. En jou materiaal is nog steeds op die grond, al die goede. Waar lê die sukses in die planter? André, die materiaal as hy klam is, veral Ja. is dit 'n challenge. Wanneer hy droog geword het, wanneer diere hom 'n bietjie weggevreet het, dan raak dit baie makliker om met verskeidenheid instrumente in te gaan. Hierdie planter het 'n disk, 2 disks, Ja. 'n dubbeldisk opener en dit is al waarmee hy die grond oopmaak om die saad in te sit en hierdie disk sny die materiaal, maak 'n grippie oop en die wielietjie wat volg druk dit dan toe. En die plasing van die saad is uiters belangrik om ook in die dekgewasse wat miskien dalk geag word is nie so belangrik om 'n oes te haal nie, maar hoe beter jy dit doen, hoe beter
op die ou end vir jou diere en jou opbrengste van jou Maar ek meen dit wat vir 'n miljoen soja geld moet tog hierso op dieselfde met dekgewasse geld. Jy gaan 'n beter oes hê as jy goed op die regte diepte is, ordentlik toegetrap is en so voort. En daar's altyd twee presisies. Die een presisie is wat die komputer en die satelliet vir ons gee, maar die ander presisie is waar sit ons saad, ons kunsmis, waar sit ons chemikalieë, waar sit ons kalk in goed neer. Dis al hierdie goeters wat ook deel van die proses is wat aandag moet kry om suksesvolle gewasproduksie, het sy vir oes of vir vee dan nodig is. Ek hoor jou, nee. En dan wat ek gou wil weet is, nee, hierdie as ek hom van die kant af kyk, nee. Daai twee skottels daarso, nee, is op 'n offset, nee. Ja, dit is om beter Hoekom te sny. Dit is dat jy die goed nie pak nie en die een is voorlopend tot die ander een en dit maak dat die ding suksesvol kan sny deur materiaal. Ek hoor hoe jy Die ongeluk van dubbeldisks is, hy is penetreer moeiliker as planteenheid. Ja. En daarvoor moes ons hierdie balk bou. Hierdie balk is 300 by 500 en vol beton. Hierdie masjien het hom vol beton gegooi. Hy's vol beton en hierdie masjien in geheel as daar nie 'n saad of 'n pit in hierdie masjien is nie, weeg hy 21 ton soos hy hier staan. En dit werk uit op 300 plus kilogram per planteenheid. Dit is hoekom die planteenheid so ekstra swaar gebou is. Nie omdat ons heel moontlik die sterkte nodig het nie, maar ons het die gewig nodig van die planteenheid op sigself om die grond te penetreer. Hierdie is nou maklik vandag hierso, die grond is klam en sag, maar as die diere reeds geloop het, dan raak dit 'n uitdaging om hierdie skotels te laat penetreer. Dis waar, nee, dit begin 'n partytjie raak daai. Ja. En dan wat ek neem aan ek het dis 'n ander ding wat ek daaronder gesien het, nê? Nee, is vir die ouens wat nou nie weet nie, dat alhoewel hy 21 ton is, kan hierdie hele planter sy gewig op hierdie wielietjies hardloop. Is ek reg? 60 wielietjies wat hier nou in 'n ry is, deel die 21 ton. En hulle dra dit en hulle klein beddingkies in, die standaard beddings wat op enige planter is. So dis maklik bekombaar, maar hulle is sterk genoeg om dan hierdie planter te kan dra sonder sy hoofwiele. Sy hoofwiele is eintlik maar net daar wanneer jy wil draai en uit werk uithaal en weer in die werk sit. Ek hoor jou. Nee, okay, nou kom ons gaan gou hier na die voorkant toe, nê. Nee. So ek sien met die opset wat jy daai, die planter het ek net nou gesien kan baie skerp draai, nê. Nee. Ek meen is nie nodig dat hy in en uit nie, hy vat hom om, hardloop hom deur en dan gaan vat hy die volgende ry. Ja, 'n nou trekstang fasiliteer dit baie. Hy het nie 'n taamlike groot wye wie nie, hy het 'n nou wie. Maar ja, ek het nog nie gekry nie. Al maak jy hom nouer, die boer draai altyd vas. Jy weet dit gebeur. Dit gebeur altyd. As jy hoor dan weet jy het kort gedraai. Gee vir hom 'n geleentheid, dan gebruik hy hom. Okay, en dan, ek meen hier hardloop hy wil ek nie so staan, wat doen die silinders? Hierdie silinders is wanneer jy jou planter toevou, jy sien bokant die wiele, daarbo is 'n hak. Die planter draai natuurlik 90 grade om en dan rol hy op sy wiel vorentoe hierdie vlerk en die ander kant se vlerk en dan hak hulle hier in. Ja. En wanneer hy klaar gehak het, sit jou voorwiele, jou vlerkwiele mos nou dwars. En dan moet jy hulle van die grond af oplig om te transporteer. En dit is die rol wat hierdie silinders, hierdie skenier, hierdie nek skenier hierso by hierdie punte. Ek hoor jou. En dan eers maar jy vir bouverdiening sterk, nee. Men kyk nou net daarso hoe die Het jy net te veel yster in die Kaap of wat gaan aan daarso? Soos ek sê, ons het die gewig nodig en ons het die reputasie van baie betroubare en langslewende toerusting en ons is bang om daarvan weg af te wyk en hou by wat werk. En 'n diermasjien wat 20 jaar hou teenoor 'n goedkoop masjien wat 10 jaar hou. Of kan myself daai dis nie meer goedkoop masjiene wat nie. Jy het 'n diermasjien wat 20 jaar hou of 'n diermasjien wat 10 jaar hou. Miskien, maar ten minste dele deur 20, die een is die helfte goedkoper per jaar ten minste as die ander ene. So dit begin 'n faktor. Julle daar in die Wes-Kaap, nê. Nee.
Kyk, ek dink julle is seker die mense wat die meeste goed met planttyd, alles one shot by mekaar sit. Wat het daai een planter opgehad? 7 goed wat julle dink ek, nee. Ja, ek het begin hier in 2001, 2002, 2003. Wel 2000 ons reeds rekenaars op die planters gehad of beheerstelsels op die planters gehad wat veranderlike toediening kon doen. En in 2003 het die boere die voorskrifkaarte opgelaai en dit begin bedryf. Maar soos wat die tyd verloop het en dit het nie lank gebeur nie, het baie van hierdie menigvuldige produkte afgeskaal na die basics toe, want die plantproses wil jy het 'n klein venster en jy wil dit gou doen. So die veranderlike toedieningsdele is gewoonlik met 'n strooier of 'n ander implement op 'n ander tyd gedoen om dan jou planttyd meer streamline te maak en meer dinge, want dan raak die een produk leeg en dan raak die ander produk leeg. Dis als goed en wel om dit te hê, maar prakties in bedryf het dit die probleem dat jy moet vir enige produk wat vinniger as die ander produk leegloop, moet jy dan nou stop om die En dan om die een bottleneck iewers. jy het meer as een bottleneck op verskeie tye. Maar dit is moontlik en die goed is ingerig om veranderlike toediening maklik te doen. Dis als hidrolies aangedrewe. In hierdie geval het ons nou 2 tanke wat ons vloeibare kunsmis in het. Ja. En daarmee het ons die polypomp wat dan nou vloeibare kunsmis en chemikalie kan hanteer. Hy is hidrolies aangedryf met 'n vloeisensor hier op wat met die rekenaar verbind is. Ja. En dan het ons die korreltank waar die saad is, het ons ook die sensor wat ons dan kalibreer per puls op die rekenaar wat dan die regulasie doen en dit vind als plaas deur die klepstel wat ons daar het, daar aan die ander kant. En die klepstel word onder beheer van die rekenaar. En dis julle eie ding daai, Dit is ons eie ontwerpte klepstelle. Ons het enkelkanaal, dubbelkanaal en 4-kanaal klepstelle om al die produkte te kan hanteer. En hierdie een het nou, Piet het my baie vinnig hier gewys, ons kan nou net 'n bietjie meer in detail gaan. Daar is die groot wat die saad hardloop nou in die dak, hooflyn in die af, dak ja. exhaust af, Ja. nee? Kyk, ek weet nie of jy jou pype van welkom of kry nie, maar ek sien alles is stainless steel of gekroom of wat ook al. Wel, dis kunsmis wat daarin loop en in baie van die gevalle en ons hou maar by ons standaard. Sê nou maar Piet wil nou hierdie vloeibare stelsel omsit na korrelkunsmis toe, dan kan hy hier 'n korrelkunsmis uitmeter aan en hy kan oorslaan na korrel toe sonder 'n groot onkoste. So sy Baie planter cool. is versatile om aangepas So te is nie word. net vir fancy lyk nie, nee. Ja, dis 'n bietjie toekomsvisie in. Die uitmeter het 'n selekteerklep daar. Die produk gaan nou is nou in die hooflyn ingelei, Ja. die produk wat hierin is en dit is tipies vir 'n fyn saad soos 'n canola wat saam met jou hawers miskien sal skei met die skittery van die planter en dan kry jy dat die planter in die begin baie canola en min haver saai en later dan as jy op die einde kom dan het jy 'n hele klomp haver en min canola. So jy hou die produkte apart en dan die opsie wat Piet wou gehad het is om muispille of slakpille te gooi. Yes. Ons skakel hom oor, maak hierdie ekstra liglyn oop en ons spuit die slakpille agteruit. Dis dan nou hierdie besigheid. Ja. Is nou die ervaring wat julle nou het van daaronder, want Ja, ek meen vir ja, ons ja. is dit mos nou 'n nuwe ding. Ja, en hier blaas ons die muispille dan uit. En dan het hy net 'n switch daarbo in die cab wat hy net letterlik om aan en afsit as hy die gate as hy sien. die kolle sien, ja. Dan sit hy hom aan, Hy kan gee hulle gif. Ja. Hy kan Klaar. behandeling doen vir elke kwaal, jy weet wat hy daar het. Baie cool. Ek love dit. Okay, wat se groottes kry ek hierdie ding alles in? Wat se sizes kan julle ons is van ons kan 6 meter, dan dit is nou nie 'n opvoubare masjien nie. Ja. Maar dan het ons 8 meter, 10 meter, 12 meter. Ons het intussen ook grootes, maar hoofsaaklik is dit die afmetings waarin mense hulle planters bedryf en hoe die trekkers die inkremente van die perkrag is om die planter te kan hanteer. Nie dat die planter baie perkrag nodig het nie,
Hy het meer gewig nodig om Ja. die 21 ton te Rond te bestuur. Hier is dit baie lekker en gemaklik want dit is dit gelyk wêreld. Wag tot ons by die Kaap kom met sy opdrandes en afdrandes en daarvoor het ons brieke op die planter aangebring om hierdie planter te kan beheer wanneer hy die trekker wil bestuur en nie die drywer nie. So ons het hier binne in die wiel het ons die briektrommels. En dis nou vir daai lekker afdrandes, daai skuins, is daai waaghalse in die Kaap. Ja, hier is ook paadjies hierso waar dit in 'n kloofie af redelik styl is en dit kan die ou gebruik dan om Veral as jy op die pad ewen ry, jy weet dis 'n klein huisie Ja, dis baie momentum wat geabsorbeer moet word deur die trekker alleen en jy weet mos nou 'n voertuig net op sy voorwiele breek dan begin sy gat by hom verbykom. Wat dink jy is die grootste pluspunt van 'n planter soos hierdie in my boerdery? Wel, dis die versatility van die planter. Jy kan enige gewas met hom plant. Jy kan vogbestuur met hom doen. Hy's totaal al ingerig vir die minimum bewerkingssituasie, vir vogbewaring, vir grondverbetering, meer as 'n tandplanter. Daar's ongelukkig omstandighede waar die tandplanter nou voordele het. Ja. Soos by vee byvoorbeeld en wanneer gronde baie hard is en na 'n wisselboustelsel waar jy byvoorbeeld 'n 4 jaar losering het, weidingskampe het en jy moet dit ophef, dan gaan jy definitief nou sukkel om te penetreer met hierdie planter. Jy sal moet wag tot die grond nat gereën het voordat jy kan ingaan. Jou tandplanter gee vir jou die vermoë om dan die grond te bewerk. So dis horses for courses, maar op die einde van die dag, Ja. want ek meen ek kan my sojas alles met hom plant, dit gee vir my daai, noem dit nou maar aanpasbaarheid om te kan sê, luister, hier is 'n geleentheid, maak seker dat ek hierdie geleentheid kan benut, want ek sit met die tool. Dis reg. En ons was al die jare terug was ons op konvensionele waar ons grond voorberei het om te kan plant. Toe gaan ons na tandplanters toe waar ons nie die voorbereiding nodig het nie, maar die behoefte is daar om nog meer vog te bewaar. Die behoefte is daar om nog meer grond onversteur te laat en dan ook die grondlewe te beskerm want meganiese intervensie in die grond maak dat jy skade doen daaraan en dan ook grond versteur en blootstel aan die ultraviolet van die son en dit in hierdie geval het ons werklik 'n zero till situasie en dis waarvoor die NTX staan, dis die no till exceeder planter. En dit is net om nog minder grondversteuring, nog minder materiaalversteuring toe te laat sodat ons hierdie situasie het wat ons nou hier het. Dis deur net saad te plaas tussen alles deur. Uitstekend. Rinus, dankie baie. Groot plesier. Luister jy, ek dink daar is ongelooflik baie waarheid in wat hy sê rondom veral die minimumversteuring van die grond. Okay, as jy gaan kyk, water is jou beperkende faktor op die einde van die dag. En waar hierdie ding inkom, is daai tye wat as jy sê, wanneer dit nie reën nie, nê, wil jy seker maak dat jy daai vog kan beskerm. Die tye wat dit reën, jy moet inkom met 'n tand of jy moet die grond rip of whatever die geval mag wees, dan kan jy dit doen. Maar die tye as dit nie reën nie, nou kan jy actually daai vog benut en 'n sekondêre inkomste op die einde van die dag kry in plaas van net iets hê wat oop lê. So, hier is die tipe van goed waarna jy moet kyk in die toekoms vir hoe pas hy in jou boerdery in, hoe maak dit jou meer aanpasbaar en soos Piet ook vroeër gesê het, as daar geleenthede is, moet jy hulle kan benut. So, as jy belangstel, linkie bo of hieronder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af, tot volgende keer. Groete.